Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die voorreg om hier in die kerk by mekaar te kan wees. Dankie dat ons kan weet, wanneer ons so by mekaar is U op 'n besondere manier hier by ons. Here, ons is mense. En partykeer het ons net daai bietjie aanmoediging nodig deur die Heilige Gees, om te kan beleef, om te kan verstaan, om te kan insien dat U hier by ons is. Ons wil kom met wat binne in ons is, en na U toe kom en sê, Here, hier is ons. Hier is ons, ons stel onsself bloot voor U. Soos ons nou gesing het daar die lied van die pottebakker, wil ons onsself in U hande stel. Ons wil vra, Here, vat ons en vorm ons. Vorm ons om by U wil in te pas. Kom deur die woord en praat met ons. En maak ons soos U wil hê ons moet wees. Praat met ons ook in hierdie lydenstyd, oor U lydenstyd. En vertel vir ons, Here, waardeur U gegaan het. Vertel vir ons wat U beleef het. Ons vra dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 19. Lukas 19, ons lees van vers 28 af. Opskrif is die intog van Jesus in Jerusalem. Vers 28, nadat Jesus hierdie dinge gesê het hy voor hulle uitgeloop op die pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie, maar maak hom los en bring hom hier. En as iemand julle vra waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra die eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hulle naby die stad kom, teen die afdraande van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: meneer, maak die volgelinge stil. Maar Jesus antwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom in die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: as jy vandag maar wou insien wat vir jou nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Ons lees tot daartoe. Nou wil ek vir jou ding vra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? Gaan dit goed met jou, of het jy ook maar iets wat pla? Het jy ook maar iets wat jy oor ongelukkig is, iets wat jy anders sou wou hê? Maar kom ons kyk hoe raak die lydenstyd van Jesus en hierdie gedeelte ons. Wanneer daar 'n koning of 'n generaal in 'n stad aangekom het, veral na 'n veldtog, of wanneer 'n koning gesalf sal word, dan was daar 'n optog gewees en hy het in die stad aangekom. Hy het gewoonlik op 'n groot, sterk perd gery, gewoonlik 'n hings, wat dan mooi getooi is met klere en behangsels, en hy het ingestap, en die mense het gejuig en sy lof besing oor die veldtogte wat hy gehad het. Nou sien ons, Jesus kom in Jerusalem aan.
En omdat Jesus geweet het wat die profete oor hom gesê het, dat sy Jerusalemse koning kom na hom toe, maar hy's nederig en hy sit op 'n donkie, het Jesus die donkie laat haal. En hy het op die donkie geklim. Hulle het nie allerhande deftige goed oor die donkie gegooi nie. Hulle het klere oor die donkie gegooi. Nou, 'n donkie is nie 'n kragperd nie. Met ander woorde, Jesus staan nie daar as 'n koning vir die mense nie. Hy kom daar as die koning wat op 'n donkie ry, 'n nederige trek. Hy kom nie met 'n limo in die dorp ingery nie. Hy kom met 'n ou trekker in die dorp ingery. Almal kyk nie vir hom en sê hy is die koning nie. Hulle kyk na hom en hulle sien nie die nederige mens. Maar hulle sing nogal. Hulle sing nie oor 'n veldtog nie. Hulle sing nie oor die oorlog nie. Hulle sing oor die wonderwerke wat hy gedoen het. En hy haal aan uit die psalms uit. En onmiddellik is die fariseërs kwaad. Want die psalm wat hulle aanhaal, vertel van die Messias wat in Jerusalem inkom. En die fariseërs is bang. Hulle wil nie hê die mense moet dink dat Jesus die Messias is. Hulle wil hê die mense moet net sê dis 'n leier, maar hulle stem nie met hom saam nie. En hier sing die mense die lof van Jesus as Messias. En die fariseërs is baie kwaad. En hulle sê vir Jesus, maak hulle stil. Dis verkeerd hier. Toe sê Jesus vir die fariseërs, dit wat hier gebeur is so verskriklik belangrik, dat as hierdie mense stil bly, sal die klippe begin uitroep. Hier's iets wat besig is om te gebeur. Die verskrikking daarvan was, dat die koning van die wêreld kom in sy heilige stad in, en die kerk sien dit nie raak nie. Die kerk sien dit nie raak nie. Die natuur wil dit uitroep en wil sê, hier's iets wat gebeur, hier's iets groots wat aan die gang is. En die kerk en die mense wat dit moet weet, doen dit nie. En die mense wat dit uitroep en sing, is ook skynheilig. Hulle sing die een oomblik, Hosanna, die een wat kom in die naam van die Here. En 'n paar dae later, is dit dieselfde mense, wat nie meer tevrede met hom is. En wat sê, kruisig hom. Nou, sê ons, weet jy, daai mense, dis daarom sleg. Plaas hulle het gehou by wat hulle gesê het. Maar dan draai dit terug na ons toe. Die Here vra vir ons, wie is ek nou hier in die kerk vandag? En wie is ek môre by die werk? Is ek dieselfde? Loof ek die Here hier vandag in die kerk? En môre waar ek gaan werk, loof ek hom daar ook? Of is ek soos hierdie skare wat sê, loof hom en dan kruisig hom? Want dit was dieselfde mense. Wat sê die Here oor ons? Wat sien hy in ons raak? Jesus kom in Jerusalem in. En as ons hierdie stukkie lees, dan staan daar, die tyd was reg vir Jerusalem om hulle te verlos, om hulle te help. En ek het vir jou in die begin gevra, hoe gaan dit met jou? Het ek en jy nie juis in hierdie tyd nodig, dat die Here Jesus kom en ons help nie? Dat Jesus kom vir ons, waar ons nou is, in ons omstandighede, met die probleme wat ons het, en ons kom help nie? Het ons nie nou juis nodig, dat die God van die hemel afbuig na ons toe, en ons raak sien? Het ons dit nie nou juis nodig nie? Want wat Jesus later doen, is Jesus huil oor Jerusalem. Jesus huil oor Jerusalem.
Want hulle mis die punt. Hulle mis die punt waaroor dit gaan. Dis nou die tyd. Dis nou die tyd om hulle lewens reg te maak met die Here. Dis nou die tyd vir die Here om te kom en dit wat pla en dit wat verkeerd is heel te maak. En vir my en jou, wat van ons? Is dit nie nou die tyd wat ek en jy in 'n ontmoeting met Jesus moet staan nie? Vrydag is Goeie Vrydag. Hierdie week kom die Paasnaweek. Wat beteken dit vir ons? Beteken dit vir ons die grootste fees in die tyd van die kerk? In die jaar van die kerk. 'n Fees waarin ons sê, Jesus het in my plek gesterf. Ek kan nie aangaan met my lewe, met alles wat verkeerd is, met alles wat nie reg is nie. Ek kan nie aangaan nie, ek moet by Jesus uitkom. Of gaan hierdie week met al hierdie maand met die vakansie daar voor my verbygaan, en gaan Jesus oor my en jou huil, en sê, jy het nie geweet wat vir jou nodig was vir hierdie tyd nie. Jy het nie geweet wat vir jou nodig was om regtig by God uit te kom nie. Ons sit in die kerk. Ons kyk oor televisie. Ons lees boodskappe. En die Here praat. En hy sê, nou is die tyd. Nou is die tyd om reg te maak. Nou is die tyd om te vat wat verkeerd is en te sê, Here, ek weet wat verkeerd is in my lewe. Ek weet wat nie reg is nie. En ek kom vanmôre en ek bring dit na U toe. En ek kom gee alles wat verkeerd is in U hande oor. En ek kom sê, Here, hierdie goed pla my, hier het ek droog gemaak, hier kom ek nie daarby uit nie. Hierdie goed verstaan ek nie, hierdie goed oorweldig my. Oor hierdie goed is ek dankbaar, maar Here, help my. Dis die tyd daarvoor. Dis hoekom ons weer sien dat Jesus vir ons wys, hy gaan in Jerusalem in met 'n verwagting. Hy kom in Jerusalem met 'n verwagting, die Seun van God kom in. En dan sien hy, die mense is nie reg vir hom nie. En vanmôre, terwyl ek en jy hier in die kerk sit, terwyl ek hier staan, is ons reg vir Jesus? Is ons reg om vir Jesus te sê, Here, dis reg. Daar is goed in my lewe wat verkeerd is. Daar is goed waarna ek moet aandag gee. Alles is nie reg in my nie. Daar is goed wat my pla. Daar is goed wat ek vir U wil vra. Daar is goed wat reggemaak moet word. Ek het nie daardie ekstra hulp nodig. Asseblief, help my. Of kyk die Here na my en jou met trane in sy oë. Dit is verskriklike om te dink dat die God van die hemel na my en jou kyk met 'n verwagting. En ons staan terug en ons sê, Miskien het ons behoefte, miskien nie. En die God wat alles in mekaar hou, wat my elke asemteug laat gee, wat my hart elke oomblik laat klop, wat vir my die lewe gee vandag, dat daardie God met verwagting na my kyk en sê, ek wil tyd met jou spandeer. Ek wil regtig by jou uitkom. Wanneer ons nog met tye sê, ag net nie nou nie asseblief. Dis nie nou die tyd nie. Dis nie nou die tyd om reg te maak nie. Dis nie nou die tyd om die goed by mekaar te bring nie. Dis nie nou die tyd om my lewe te stop nie. Ek is nou eers besig. Ek wil net eers deur 'n paar goeters gaan. Dan sal ek by jou uitkom. Ons maak die geluide, soos hierdie skare. Hierdie skare het palmtakke, het klere op die grond gesit vir die donkie om oor te stap,
en vir Jesus, en hulle het gesê, loof hom wat in die naam van die Here kom. Wonderlik. En toe draai hulle om, en hulle sê, kruisig hom. Toe draai hulle om, en is nie meer vir hulle belangrik nie. En vir my en jou, die Here staan vandag by my en jou. En hy sê vir my en jou, hier is hy. Ek het 'n afspraak met jou. Ek het 'n afspraak met jou. En ek wil hê ons moet dit vandag nakom. Want God se hart huil oor ons. Ons lees hier in die Bybel dat daar staan, die Here sê, ek wou met jou regmaak. Maar jy was nie gereed vir die tyd. So eenvoudig. So eenvoudig. Die Here sê, dis nou die tyd. Maak reg. En wat ons lees van Jerusalem hierna, staan in die geskiedenisboeke. Jerusalem is vernietig. Die van julle wat in Israel was, het die klaagmuur gesien. 'n Klomp klippe wat op mekaar gepak is. Niks van die tempel is oor nie. Want die heilige stad van God, die Jerusalem van die tyd, wou nie luister nie. En dit is 'n aanklag teen ons. Vir ons om nou te luister, om te sê, Here, goed, hier is ons. Wat moet ons regmaak? Wat moet ons verander? In hierdie Paastyd, wat moet ons hierdie Paasnaweek doen? Party van ons moet werk, ander van ons gaan weg. Wees net asseblief versigtig op die pad as jy moet ry. Maar wat doen ons? Waarmee is ons besig? Is dit maar net 'n ritueel waardeur ons gaan? Is dit maar net 'n bietjie later slaap? Is dit maar net 'n vakansiedag? Of sê ons nie, Here, dit is die tyd om met U reg te maak. Dis die tyd om by U uit te kom. En kom ons vat die geleentheid nou. Ons het dit. En ons raak stil voor die Here. En ons sê vir die Here wat ons pla. Ons sê vir die Here wat ons probleme is. Hy het gekom, hy het 'n afspraak gemaak. Hy het ons hiernatoe laat kom. En nou is dit ons tyd met hom. Kom ons raak stil voor hom. Ons elkeen gaan in 'n stil gebed voor die Here. En ons praat met hom. En ons begin hierdie proses, sodat God nie oor ons sal huil nie. Hy nie oor ons teleurgestel sal staan nie. En ons werklik 'n verskil sal maak in ons lewens. Want dit is nodig. Kom ons raak stil voor hom.